Goeienaand aan almal, baie welkom by ons Sabbatsluiting. Laat ons net die oë sluit. Ons getroue Vader wat in die hemel is, baie dankie vir hierdie wonderlike Sabbat wat ons ervaar het. Ons wil U vra, Here, dat U in hierdie nuwe week wat voorlê, ons met dieselfde seën sal seën. Ons bid dit om U naamswil alleen. Amen. Nou, ek het al gewonder of jy al ooit geagtervolg is, soos deur 'n privaat speurder byvoorbeeld. Vir my ook nog nooit agtervolg nie, so ek glo vir julle ook nie. Maar as ek dit sou weet, dan was dit nie 'n goeie privaat speurder nie. Agtervolging is nogal 'n aardige ding. In die oomblik as jy bewus raak van iemand wat agter jou aanloop, byvoorbeeld iewers in 'n parkeerterrein of so, dan raak jy so bietjie benoud en jy begin so oor jou skouer te loer. Dis iets waarvan jy nie hou nie. Nou, in ons woonbuurt was daar so 'n paar jaar gelede 'n paar inbrake en die mense was vreeslik paranoïes oor hierdie storie. En daar was so 'n silwer motortjie by betrokke en elke keer as daar so 'n motortjie iewers in die strate geparkeer sou staan, het die boodskappe heen en weer gevlieg en almal het gewonder wie die skelm is wat nou weer hier in die straat rondkuier. Totdat iemand laatmiddag begin agterkom het, maar dit is eintlik sy niggie wat by hulle kuier in die motortjie staan ten aanskoue van almal. Nou so 'n agtervolger is iemand wat probeer uitvind dinge rondom so 'n persoon. Sou dit wees sy bewegings, wat hy doen, waar hy wat hy nie doen nie. Hy bestudeer hom behoorlik. Dit neem miskien foto's en so aan. En die doel is suiwer uit om inligting rondom hierdie persoon in te win. Niks om hom beter te leer ken nie. Hy ken hom nie, hy ken nie sy persoonlikheid nie, hy ken nie sy karakter nie, hy weet absoluut niks van daardie persoon af nie. Nou, waar staan ons in ons verhouding met Jesus? Dink ons dat hoe meer ons omtrent Jesus weet, deur hom te bestudeer, ons nader aan ons redding sal bring? In 'n sekere opsig miskien ja. Maar is ons bloot net agtervolgers? Is ons besig om inligting in te win rondom die Bybel? Net om erkenning te kry dat ons teks op teks kan memoriseer en die Bybel se inhoud ken, die verhale en op die punte van ons vingers ken. Maar ken ons Jesus self? Ken ons hom? Ken ons hom as persoon? Is hy deel van ons lewe? En die Here sê vir ons in Jeremia 9 vers 23 en 24, so sê die Here, laat die wyse hom nie beroem op sy wysheid nie, en laat die sterke hom nie beroem op sy sterkte nie. Laat die ryke hom nie beroem op sy rykdom nie, maar laat hy wat wil hom beroem dat hy verstaan en my ken. Dat ek die Here is, wat goedertierenheid, reg en geregtigheid op die aarde doen, want in die dinge het ek behaag, spreek die Here. Nou, die Here lei ons altyd wanneer ons iets doen, maar as ons 'n Bybelstudiegroep sou uitlei, hak ons vas by die Griekse of die Hebreëse uitleg van 'n woord byvoorbeeld of van 'n teksgedeelte wat baie kan help soms. En kom ons regtig by die diepte van Jesus se karakter uit. Nou, so 'n Bybelstudie waar net kennis uitgedeel is, onthou ek baie min. Ek vind nie dat ek baie baat altyd daarby gevind het nie. Want ek het Jesus nie leer ken nie, ek ken nie sy karakter deur die dinge wat daar gesê is nie. Om hom te ken is nie net bloot geskiedenis nie. Om hom te ken is om sy karakter en inligting rondom sy karakter te kry. Om te wees soos wat hy is, moet ek kan sien in die boodskap hoe hy was. Om Bybelstudie te doen, moet liewer vir ons Bybel doen word. Sodra jy wat jy bestudeer het aan jou lyf begin voel vassit, dan weet jy dit word deel van jou en dit het dan waarde. Dan kan jy begin onthou en begin groei om te wees soos wat Jesus is. Ons moet bou aan ons verhouding
met hom en sy koninkryk. Wanneer ons so betrokke raak, sal ons die Bybelversies en die teksgedeeltes wat ons wil onthou, wel onthou, maar dit sal van belang wees. Dit sal dan 'n rede hê en dit sal ons laat groei. Ons is nou nie net agtervolgers nie, ons moenie net 'n agtervolger wees nie, ons moet 'n waarnemer word en dan 'n volgeling. Ons is nou nie net gelowiges nie, maar ook deelnemers van ons geestelike lewe. Jesus wil hê dat ons die doen gedeelte in ons lewe moet uitleef. Nie omdat hy 'n aktiwiteit van ons wil sien nie, maar omdat hy wil hê dat ons geloof in ons belangrik moet wees en in aksie moet oorgaan. Ons moet betrokke raak by die wat nodig het om meer van hom te weet. Die wêreld is ook voor ons. In ons omgewing, as jy dorp toe gaan, as jy kerk toe kom, selfs langs die pad, by jou huis. Ons geloof moet 'n liefdesverhaal word met Jesus. Wat my van Jesus se boodskap tref, is dat ons nie nodig het om hom te bestudeer, om hom te ken nie, maar maak hom deel van jou lewe, leef hom. In Johannes 14, vers 6 en 7 staan, en Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. As julle my geken het, soos julle my Vader ook geken het, en van nou af ken julle hom, en julle het hom gesien. Nou, om net inligting in te win beteken nou nie dat jy daardie persoon ken nie. Agtervolgers is net gewone mense wat ander mense van ver af bestudeer, hulle leer hulle nooit van naby ken nie. Jesus wil hê ons moet hom intiem ken, ons moet wees soos kindertjies, naïef, ons moet regtig wil. Het julle al kindertjies dopgehou, besig om te speel? Ag, dis kosbaar. Kinders steur hulle nie aan die feite van wat om hulle aangaan, hulle bestudeer nie hulle maatjies nie. Hulle speel net saam en doen dinge saam, en dis wat Jesus in gedagte gehad het. Ons het dalk altyd gedink, ons ken Jesus deur alles omtrent hom te bestudeer, maar nou weet ons dat ons nie net 'n agtervolger moet wees nie, maar ons moet 'n volgeling word van hom, wat sy woord in ons lewe uitleef. Ek lees vir ons ten slotte Filippense 3 vers 8, ja waarlik, ek ag ook alles skade, om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus my Here, terwille van wie ek alles prys gegee het, en as trek beskou, om Christus as wins te verkry. Dis nou wat Paulus gesê het, en hy het geweet waarvan hy praat. Laat ons die oë sluit. Ons getroue Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie voorreg wat ons het, om u woord in ons hande te kan vashou, om daaruit iets te kan leer. En ons wil u vra, Here, dat ons getroue volgelinge sal word, en nie net agtervolgers van feite nie, maar om dit te kan uitdeel aan ander met die grootste liefde, daardie liefde wat u vir ons gehad het, daardie liefde wat u met ons deel, dat ons dit aan ander sal uitdeel. Ons vra dat u met ons sal wees, om u naams wil alleen. Amen. Goeienaand aan almal.